Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Dit is gebedsnaweek en ons het ook nagval vandag, so vandag se erediens gaan uiteindelik meer 'n gebedsdiens wees as wat dit 'n preek of 'n boodskap is. So ek wil uitnooi om die video te stop en vir jou brood en wyn of vrugtesap te kry, sodat jy saam met my die nagmaal kan geniet, saam met die gemeente nagmaal kan geniet. En dan terug te kom en verder te gaan met vandag se boodskap. Ek gaan begin deur vir ons een van die kortste verse in die Bybel te lees. Tessalonisense 5 vers 17 sê die woorde bid gedurig. Bid gedurig. So oproep vir my en jou om konstant met die Here te bly praat en konstant bewus te wees van die Here se teenwoordigheid in ons lewe. So genade en vrede vir jou. Van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ek gaan leer die loop van vandag se boodskap gaan ek vir ons 5 kersse aansteek. En hierdie 5 kersse verteenwoordig verskillende gedeeltes van die Ons Vader gebed. En ek nooi jou uit om saam met my deur die gebed te gaan en op 'n stadium sal ons saam nagmaal gebruik. Maar ek nooi jou uit. So die eerste kers steek ek aan met die woorde: Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word en laat U koninkryk kom. En op hierdie oomblik wil ek jou uitnooi om eenvoudig in gebed die Here te loof. Ons gaan rustig 'n lied saam luister en ek wil vir jou vra om te begin met lof en verwondering en aanbidding. Nie nou vra nie nou jou behoeftes en my behoeftes op die tafel te sit nie, maar net die Here te loof vir wie hy is. Kom ons luister dit. Here ons sal U loof, U weldade roem, U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here ons sal U loof, U het ons verlos, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het U lewe gekos. En ons sal U heilige naam bly roem, want dis U alleen wat ons Vader sal noem. En Here ons sal U loof, U weldade roem,
volgende Kers steek ek vir ons aan met die woorde: Laat u wil geskied, soos in die hemel, en so ook op die aarde. En ek gaan vra dat ons vir die Here se hande en voete sal bid, dat ons vir sy kerk sal bid, vir die Here se plan, die kerk wat hy in plek gesit het, om sy wil te laat geskied op aarde, soos in die hemel. Vir een of ander rede kies hy om deur ons as mense te werk. En kom ons luister na hierdie lied wat Stefan Kloete geskryf het, maak oop ons oë, en ons bid saam dat sy kerk nie net sal oorleef nie, dat sy kerk nie net kennis sal versamel nie, maar dat sy kerk sy wil sal laat geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Maak op ons oë om te sien die grense wat ons binnehou. Maak los ons hande om te dien waar ons is, die koninkryk te bou. Laat ons lewens sing vir U, 'n gebroke melodie. Mag U droom vir hierdie kerk, deur gebroke hande werk. Mag ons voete verder loop, oop vir elke vreemdeling, deur die liefde te kan bring. Laat ons gaan. Steek vir ons die volgende Kers aan met die woorde: Gee ons vandag ons daaglikse brood. En hier het ons nou geleentheid om vir die Here ons behoeftes op die tafel te sit. Die Here wat sê, soek en jy sal vind, klop in die deur sal vir jou oopgemaak word. Vra en jy sal kry, is dieselfde Here vir wie ons behoeftes op die tafel kan sit. So ek nooi jou uit, weet nie wat die daaglikse brood is wat jy nodig het. Maar kom ons gebruik hierdie tyd om vir die Here te vra wat ons behoeftes. Here, ons stem vandag saam en ons bid saam vir die wat worstel met sieke, wat bid vir genesing, wat lankal dalk smeek vir genesing. Here, kom bid ons dat die uitweg sal bring en dat die deurbraak sal bring. Here, ons kom bid vir die wat worstel met gebroke verhoudings tussen ouers, kinders, verhoudings tussen man en vrou, verhoudings tussen vriende en familie. En ons bid, Here, dat U daar 'n herstel sal bring. Here, ons bid vir die wat fisies worstel met die vraag, het ek hospitals? Dan kan so baie in ons land, Here, wat nie daai vraag met sekerheid kan antwoord elke dag. En ons kom bely ook in dieselfde asem, sommer net ons partykeer ons onkunde, die feit dat ons dit so vanselfsprekend vat. Miskien 'n stuk ondankbaarheid, Here. Dat ons dink dit moet maar net so wees en tog sodra
duisende mense elke dag wat jy daai vraag kan ontvang. So Here, ons kom bid, kom gee ons wat ons nodig is. Kom gee ons daaglikse brood. Amen. Ek steek die volgende kers aan met die woorde: Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. En dis op hierdie punt waar ons sonde kom gee vir die Here, waar ons voor die Here kom staan en sê, maar ons besef, ons is stikkend, ons besef, ons is sondig en ons het U nodig. So daarom nooi ek jou uit om hierdie wonderlike teken wat die Here vir ons gee, te gebruik. Die Here het vir ons brood en wyn gegee om ons te herinner aan dit wat hy vir ons gedoen het, sodat ons vrygekoop kan wees, sodat ons vrygemaak kan. Want hy sy liggaam vir ons gebreek het en sy bloed vir ons laat vloei. So die brood wat ons breek is die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, denk daaraan en glo dat sy liggaam vir jou ook gebreek is. Die wyn wat ons drink, is die bloed van ons Here Jesus Christus, wat vir ons in die kruis bloed, sy kosbare bloed. Sy opwekking is verniet, maar dit was nie goedkoop. Neem die wyn, drink dit, hou vas daaraan, glo dat jou sondes vergewe is. Steek die laaste kers aan met die woorde, want aan U behoort die heerlikheid en die eer en die mag. Vir ewig en ewig. Amen. Kom ons rus net in die Here se teenwoordigheid terwyl ons die Onse Vader luister. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat die ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte
Here mag ons 'n lewe hê wat diep gewortel is in gebed. Amper soos 'n stuk brood wat geweek word in wyn op sap, dat ons lewe sal drup van gebed, van U teenwoordigheid, ons verhouding met U. Here, dankie dat U vir ons gebed gegee het, dat U vir ons nagmaal gegee het, om naby aan U te bly. Ons loof U daar. Amen. Dankie dat jy vandag deel was van hierdie gebedsnaweek op hierdie manier. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm, en die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.